Die mark daar buite betaal nie mal pryse nie. As jy dink daar's 'n mal koper daar buite wat jou prys gaan betaal, dit bestaan nie. Daar is nie so iemand nie. En 'n koper gaan ook nie jou droom finansier na die tyd nie. Hier's 'n proses wanneer plase in die mark kom, die heel eerste keer. Eerstens kom dit teen 'n te hoë prys in die mark en dan gaan dit baie keer aan 'n agent met 'n alleen mandaat. En daai mandaat verval dan en dan gaan die plaas in die mark en dan kan die plaas vir 'n hele paar jaar in die mark bly en dan vorm daar 'n stigma rondom daai plaas. En wat dink die die kopersmark, hulle sit daar as mense, hulle sit op die internet, op Facebook en op Property24 en waar ook al, hulle kyk vir al die plase wat, hulle weet wat is alles presies wat in die mark is en wat is te koop en as die prys verander dan weet hulle dit onmiddellik. Na die eksklusiewe mandaat verloop, dan dink hy gaan sy plaas by 10 of 15 agente ingee. En dan dink hy dit gaan help om 'n koper te kry. Dit help nie. Al wat gaan gebeur is, jou prys is te hoog, niks gebeur, geen reaksie. Jy probeer die plaas self adverteer met jou eie en dan, maar hy gaan nog steeds nie verkoop want daar's ook 'n stigma aan dit. En wat baie keer in daai gevalle gebeur is, of die verkopers kry mense, hulle kry kopers wat hulle tyd mors. En dan is hy iemand wat sogenaamd sy prys gaan betaal. En dan hou hy daai verkoper aan 'n lyntjie. En hierdie verkoper, die eienaar dink, hy het nou 'n koper. En alle verkopers het altyd 'n koper, maar hy koper, hulle wag net vir daai koper, hy wag net vir hom om te teken. Die koper moet net altyd dit of dat, hulle wag net vir die kontrak. Nou my advies of woorde aan jou is, as jy 'n koper het en daai koper hy sê net dit of dat, sê hier's die kontrak, ons gaan nou prokureer toe, ons maak 'n kontrak, jy betaal, jy kry 30 dae om te betaal, of jy kry 30 dae om jou, na onderteken moet jy binne 14 dae jou deposito te betaal, en daarna moet jy binne 30 dae die volle koopsom betaal. Dan weet jy presies, jy het 'n koper, maar dan moet die geld eers betaal wees, anders het jy nie 'n koper nie, en dan elimineer jy daai persoon. En ondertussen verloor jy nog geld. En so kry jy vals hoop, en wat gaan gebeur is nou het iemand gereageer op jou prys wat heeltemal te hoog is, en nou dink die verkoper, die eienaar, my grond is dit werd, en dan vat dit hom nog 2 jaar en baie pyn, en as ek bedoel pyn, dan bedoel ek finansiële pyn. Dan is daar 'n buurman wat 'n aanbod gaan maak, en die buurman, hy gaan jou grond koop, vir baie meer as wat die mark bereid is om te betaal, en daar is selfs gevalle waar ek bewus is wat die eienaar, die buurman, op 'n afbetaal transaksie sou verkoop. Maar die buurman kom nooit met die geld vorendag, want hy moet eers wag vir sy oom of sy tannie of dit of dat om die geld te kry, en dit veroorsaak nog 'n vertraging, en dis nog maande verlore, en dan kos dit nog meer geld, want jy moet vir die plaas betaal, jy moet die arbeiders betaal, jy moet alles betaal, en dit veroorsaak net nog verder vertraging. Dan is daar finansiering wat misluk. So, jy het agente wat na jou toe, jy het agente of jy het kopers wat na jou toe kom, en hulle het 'n kontrak met hulle geteken, maar hulle kan nie met die geld vorendag kom. As ek na jou toe kom met 'n koper, dan is daardie koper, ek teken net kontrakte, of daar word net kontrakte geteken met mense wat finansiëel gekwalifiseerd is om te koop. Ek wil 100% suksessyfer hê met my transaksies. Oorkapitalisering, daar waar jy te veel groot huise gebou het, en waar jy wildkampe ingerig het, en jy het vreeslike verbeteringe aangebring, jy het oorgekapitaliseer. Kopers gaan net betaal vir wat hulle as waardevol sien. Jou huis wat jy gebou het, as jou grond, die markwaarde van jou grond 4 miljoen is, en jy het 'n 4 miljoen rand huis gaan bou, maar daai geld is verlore. Kopers gaan nie daarvoor betaal. Hulle wil nie daarvoor betaal. Ek het onlangs 'n geval gehad waar 'n eienaar het wildkampe gebou, vreeslik in die huis gaan opgeknap, vreeslik mooi gedoen. Maar die probleem is, die verkoper wil nou 3 maal die prys hê van wat die grond werd is, en daar het grond rondom verkoop vir 1/3 van die prys van die vraagprys. Daardie verkoper, daardie eienaar moet nog eers 'n bietjie pyn beleef. So die grond, die eienaar is nog nie gereed om te verkoop.
die agente in die mark, hulle vergeet van dit. Terwyl daai eienaar nog by daai grond sit en dan dit het ook verband met familielede wat vir die eienaar vertel en van ander agente in ander dorpe, huisagente wat vir die eienaar vertel dat mense nie vir daardie prys kan verkoop en na jy die grond 10 jaar besit het, kan jy nie, jy moet iets terugkry daarvoor. Nou maar my vraag is aan daardie wat jy as eienaar is, vra daardie persoon wat dit vir jou sê, jy kan nie vir daai lae prys verkoop. Vra daardie persoon om vir jou 'n koper te kry. Laat daardie persoon vir jou koper kry. Betaal daardie persoon 7,5% kommissie. Of selfs beter. Maak 'n betaalde advertensie. Sit 'n betaalde advertensie op met jou prys. Nog hoe weet jy wanneer jou prys reg is? Of wanneer die prys markverwant is? En daar is belangstelling, jy kry 'n aanbieding. Maar as jou prys verkeerd is, nie reg is, dan sal absolute stilte, niks gebeur. Maar as jou prys reg is, adverteer jy by een agent dan jy koper. Ek het onlangs 'n plaas verkoop, ek het die grond gelys en 5 dae na ek het geadverteer het, dis dit verkoop. Toe is daar kontrak geteken, geld betaal en alles. En hoe is dit? Die prys was reg. Ek het letterlik 150 telefoonoproepe en WhatsApps. Oorweldigend geweest. Ek het so 'n geval gehad. 'n Plaas naby Alice Ras, Stemokpan, so 'n paar maande gelede. Die prys was so aanloklik geweest. Ek kry tot vandag toe nog mense wat reageer. Ek het op 'n stadium 3 mense per dag na daai plaas toe gestuur. Dit was soveel geweest. Ek het die mense sommer self gestuur. Ek het een keer 3 aanbiedings op dieselfde dag gehad. Ek is seker as ek daai mense as jy hulle in hulle bokskryt gehad het, hulle mekaar geboks vir daai plaas. Dit is waarom, want die prys was reg geweest. Die prys was aanloklik. Nou kry jy ook 'n ding genaamd 'n markprys versus wensprys. Jou markprys, dit is wat die kopersmark sien dit, want jou gemiddelde koper. Ek sou sê die persoon kyk na minimum van 15 plase, 15 eiendomme. En daardie persoon kyk ook hy kyk nie net na plase nie, want daai persoon het 'n sekere hoeveelheid geld wat hy byvoorbeeld kan investeer. Veral as 'n kontantkoper is, dan kan hy byvoorbeeld dink aan 'n boot by boot op die Vaalrivier of die Vaaldam of waar dan ook al, ek weet nie wat daai ding, maar hy dink byvoorbeeld aan 'n groot huis by die huis by die see. Hy kan eiendom in die buiteland gaan koop. Hy kan vir 'n paspoort van Armenië gaan koop vir $6,000 en visumvry en dan die hele wêreld vol reis. Hy kan dit doen. Of in jou plaas is net een van die dinge wat op sy kortlys is. Dis nie die definitiewe ding, maar die ding wat hom aantrek, is die prys. Jou prys moet reg wees. Hoe markwaarde werklik bepaal word is dit is nie kroegpraatjies, dis nie jou buurman, dis nie wat jou familielid vir jou vertel nie. Die werklike prys word bepaal deur die verkoopprys wat jy in die aktekantoor kry. Nou daar is websites waar jy kan gaan en jy kan daai pryse, jy kan gaan sien, jy gaan kyk hoeveel grond voorverkoop. Maar bygesê, nie alle grond verkoop word in die aktekantoor geregistreer, want groot hoeveelheid gronde, ek sou sê ten minste helfte van eiendomme is dit BK's of maatskappye en dit word nie die ledebelang word gewissel. So jy gaan nie presies sien wat die grond voorverkoop. Maar jy gaan 'n aanleiding kry van die prys as jy jou prys gee en dit begin reaksie te kry. Hoe wil jy weet wat jou prys die regte prys is? Vra my. Dis my werk, ek doen dit. Dis hoe ek weet. Kom ons praat 'n bietjie oor waardasies. Wanneer hulle grond wil verkoop, dan kry hulle hulle prys ook hulle onrealistiese pryse in gedagte en dan noem ek my prys en sê hulle nee, hulle gaan nie vir daai prys verkoop. Want hulle het 'n waardasie gekry by die bank of by waar dan ook al wat hulle. Maar die waardasies van grond is in die meeste gevalle 50 tot 60% te hoog. Dis heeltemal onrealisties. Waardeerders bel my om grondpryse te kry. Dis reg. Waardeerders bel my om pryse te kry. En my waardasie wat ek vir die verkoper aanbeveling was, die prys is 3.5 miljoen vir sy grond. Dis wat hy gaan kry. Dis die markwaarde. En toe was die persoon op 7 miljoen gewees vir die grond. Seker 'n paar maande gelede hier bel iemand my sê vir my nee, die grond is nou verkoop vir 3.7 miljoen. Ek het die eienaar 'n maand voor hy verkoop het ek hom gebel en gevra, gesê prys 'n bietjie aanpas. En toe hoor ek nou ja, die grond is te verkoop miljoene minder. Toe bel ek die verkoper weer. Ek vra hom nou wat nou? Jy het nou verkoop. Toe sê vir my nee, hy kon nie langer uithou nie. Hy kon nie langer wag.
Dis wat ek noem finansiële pyn. Hy kon vroeër verkoop het 'n jaar of wat gelede, kon hy vir 3.5 of 3.7 verkoop, dan kon hy daai geld gaan investeer en hy kon hulle opbrengs kry daar op daai geld. Maar dis jou geld, jy moet doen jy doen daarmee wat jy wil en dit is nie vir my om te besluit. Mense wat hulle plase op 'n veiling adverteer, dan gebeur daar niks, waarom? Die prys is nie reg. Daar kom ontwikkel ook 'n stigma rondom die grond. Kopers sien die grond, hulle sien dit oral, dan sien hulle stippe veile, hulle sien dit eers op Property 24, hulle sien al die agente adverteer dit, word dan op 'n veiling geadverteer, dit verkoop nie op die veiling en dan begin die kopersmark daaraan dink, hey, wat's fout met hierdie grond? Daar's iets fout met hierdie ding. Eienaars dink baie keer ook dat hulle, as hulle op 'n veiling gaan, dan gaan hulle beter prys kry. Nee, jy gaan nie. Net as jou prys reg is. Want die kopers wat daarna toe gaan, hulle weet al wat die grond werd is. Hulle gaan, die eienaars dink as hulle gaan kopers te mekaar laat bied en dan gaan die prys opsit. Maar die kopers weet wat die pryse werd is. 'n Koper gaan ophou bied wanneer hy dink die prys is nou naby aan die markprys. En onthou dit wat op die veiling is, daar moet nog kommissie betaal word op daardie prys. So dit kan klink asof die prys laer is as in die mark, maar dit is eintlik die kommissie moet nog in baie gevalle is die kommissie tot 10% op 'n veiling. Jy moet dit ook in gedagte hou. En jy as verkoper moet nog betaal vir daai veiling ook, terwyl as jy met my werk en met eksklusiewe mandaat en jou pryse is reg, dan kos dit jou niks. Dan laat ek jou nie betaal vir die advertensie. Maar ons kan wel praat, as jou prys reg is, dan kan ons praat oor 'n betaalde advertensie en op my koste, dan sal ek daarvoor betaal. As jy dink jou prys is reg, gaan voort, gaan betaal, maak 'n betaalde advertensie. Kyk of jou reaksie is daar. Sentiment. Kopers betaal nie vir sentiment. Hulle gee nie om dat jou oupa grootjie se plaas is en jou oupa daar gebore het en hy vir 70 jaar daar gewoon het en jy daar klei laat gegooi daar toe jy 40 jaar gelede klei laat daar gegooi het en in die dam geswem het in die Modderdam. Hulle gee nie daarop. Al wat vir hulle van belang is die prys. Dis al wat tel. Dis al wat jy moet weet. Kopers vergelyk pryse oor verskillende streke. Hulle gaan van die een area na die hulle kyk nie net hier byvoorbeeld in Ellisras, Stemoppan. Hulle kyk by Dwaalboom. Hulle kyk in Zeerust, Hoedspruit. Hulle kyk oral. Hulle wil die minste geld betaal en hulle wil die meeste hektare kry. Kom ons sê daar's 'n piramide. As jou grond, kom ons sê 50, 70 hektaar is afhangende van waar dit is, en is 2,5 miljoen rand, dan kan jy redelik vinnig verkoop. Enigiets onder 7 miljoen rand, sou ek sê, kan jy binne 'n maand of 3 verkoop, as die prys reg is. Hoe weet ek dit? Ek het dit al gedoen. Ek het nou net 'n plaas verkoop, en hy was en hy het 5 binne 'n week te verkoop. As 'n middelgroot plaas, sê maar so, as dit hier by die 7 miljoen is, dan kan dit 'n paar maande wees, maar as die prys reg is, hy gaan verkoop, verseker. Grond gaan verkoop, al is jou grond reg langs 'n munisipale stortingsterrein, en dis langs 'n plakkerskamp. 1200 hektaar met die mooiste marula bome, maar die probleem is, aan die ander kant is, dit is al daardie ongewenste elemente daar, en as elektrische hoogspanningsdrade, en verskriklike diefstal, maar weet jy wat, daar was iemand het daai grond gekoop, en die prys was reg gewees. Die mark betaal nie vir 'n wenprysie, hulle betaal net vir 'n markverwante prys, en dan het jy kans op verkoop. So hoe langer jy op jou hoë prys wag, dan verloor jy in werklikheid geld, want jy kan verkoop, en dan kan jy daai geld gaan herinvesteer. Die beste manier om jou plaas te verkoop is met betaalde advertensies, want dan kan jy letterlik kies wie die grond is. So hoe dit werk is, jy het jou advertensie en dan is daar mense wat reageer en dan dun jy daai mense uit met die advertensie. Totdat jy later aan by 'n kerngroep kom, maar jou prys moet reg wees. As jy grond wil verkoop, dan begin jy met 'n nigtere prys. Kry 'n kundige, met ander woorde, so iemand soos ek. As jy 'n prys sien vir 'n grond wat verkoop is, dit vertel nie altyd die hele volledige verhaal van die grond. Dit kan wees dat daar verbetering is, byvoorbeeld buffels ingesluit in die prys, omdat daar trop buffels ingesluit is. Wat jy verder kan doen is om jou grond, as jy werklik jou grond verkoop, jy kan jou grond in die mark sit, en dan kan jy begin met afskaal van die prys. So byvoorbeeld elke maand gaan jy met 5% minder met die prys. Jy lys die verbeterings, maar prys die grond en die kernbates en posisioneer lieksede as opsioneel. Jy gebruik professionele beeldmateriaal. Wat ek al baie keer gesien het is, en as die foto's nog vuil, die kamera lens is nie eers skoon. En hier gaan ek nou vir jou 'n paar redes vir die pyn gee, waarom verkopers finansiële pyn het.
hulle wensprys is ver bo die markprys en dan het hulle tydsverlies want hulle kry nie die grond verkoop nie, die plaas bly jare in die mark. En die enigste manier jy kan jou plaas verkoop binne 'n maand of minder, maar dan moet jou pryse reg wees. En dan moet jy besluit maar verkopers moet eers al hierdie redes vir pyn wat ek nou gaan lys. Meeste mense moet dit eers gaan beleef voor hulle prys gaan aanpas. En dan het daar werklike kontantverlies deur te wag, rente, onderhoud, sekuriteit, veroudering, so mense raak byvoorbeeld hulle verloor belangstelling in die grond. As die plaas te lank in die mark is, as oorkapitalisering, hulle het vals riglyne. Byvoorbeeld hulle luister na 'n buurman, hulle luister na 'n jagter wat daar was vir hulle sê dat hulle kan nie vir daai prys verkoop. Dit is sentiment. Oupa se plaas of 'n buurman wat 'n prys vir hulle aanbied en dan klou hulle aan daai prys en dan veroorsaak dit nog ek moet hierdie bedrag kry om te kan aftree. Anders kan ek nie gaan doen wat ek doen. Jammer, die mark betaal nie vir jou sentiment. Kopers, hulle gee nie om oor jou aftrede planne nie. Jammer. Dan is daar die verwagtinge van 'n buitelandse kopers. Daar is buitelandse kopers, maar hulle betaal nie hulle malprys nie. Hulle draai ook hulle rande om. Hulle is deeglik bewus van die pryse. Koperfinansiering, hulle het een of ander iemand wat nou gaan koop en dan gee hulle nou die persoon 'n kans en dan kom daai koper net nooit vorendag. En dan het jy ook 'n toneelspelers, baie versigtig moet wees, is hier met die opsie om te koop. Want as jy daai persoon eers op die grond het, kry hom nie weer af nie. En dan stroop hulle al jou bates, hulle saag die bome af, hulle jag al die wild. As jy daar terugkom, dan is daar niks oor, dan is die huise verwaarloos, die wild is gesteel en daai persoon wat jou sogenaamde huurder verdwyn. Geen getekende bemarking. As jy by 10 agente is of 15 agente is, daar's nie een spesifieke persoon wat in jou plaas adverteer. As jou prys reg is, dan verkoop jy grond binne 'n maand. As jou prys reg is, gaan kopers letterlik, hulle gaan jou deur afslaan. Hulle gaan jou oorval om by jou grond te kom. Selfs al is daar 'n grondeis, selfs al is dit langs die ongewenste elemente, al is dit langs die teerpad. Enigiets wat mense nie, en dan is hoogspanningsdrade en dan is 'n skrootwerf oorkant die ongewenste elemente. As die prys reg is, dan gaan dit verkoop. Die pyne wat mense moet beleef, en as jy jou grond wil verkoop en dan kan jy net met my praat, ek werk elke dag daarmee. As jy jou grond in die mark wil sit en jy is al deur al hierdie pyne, praat met my. Ek was al op ten minste 550 plase, enigiets van dwaalboom, maastroom, naboom en alles tussenin. Wens jy 'n winsgewende dag.